Ek het oor baie goed gedink en baie goed oorweeg in my kop gehad waar ek moet praat. En die hele week het alles gemale. Gisteroggend toe vra Celine my, waar kan jy gaan pa preek? En ek sê, nee, wel, ek weet nog nie, sy sê liefde, jy ken liefde. Nou dit ken ek. God het my voorreg gegee om te leer wat is liefde. Hy het mense gebruik om my te leer wat is liefde. Daar is net een probleem met liefde en oor liefde te preek. Ek kan die trane nie keer nie. So as ek oor Godse liefde praat, loop die trane soos hulle wil en ek kan dit nie stop nie. Die enigste rede is daarvoor, jare terug, 4 jaar terug, toe ek Smokey ontmoet het en hy eendag in my huis gestap het en vir my gesê, die Here moet met jou praat, of ek wil vir jou sê wat die Here vir jou te sê het. En die volgende dag, die volgende sondag, toe is een bomshelter en die woensdag daarna is ons beref en hier staan ons 4 jaar later. So as daar nou iemand is wat die erkenning moet kry, is dit nou sekerlik hy en oor hy vir die Heilige Gees geluister het, of vir God geluister het. In die proses maak ek 'n winkel oop, 'n biltongwinkel, en ek dink God het die winkel gebruik om met mense te praat, weet, en kinders te praat, om my te leer wat is liefde. En eendag sit ons in die winkel en kom sit 'n kind by my, 'n meisiekind, en sy vertel my van die ergste goed wat met haar gebeur het, en ek gaan die aand huis toe en ek sê vir Annetjie, joh, God sê ek moet vir hierdie kind sê, vertel wat is liefde. My verwysing om vir iemand te sê wat is liefde, is om te sê, jou pa, God het jou lief soos wat jou pa het. Nou sit ek met 'n probleem, want alles wat in haar lewe verkeerd geloop het, van 8 jaar af, 12 jaar af, is haar pa. Hy is die oorsaak van elke pyn in haar lewe. Ek kom nie aan by die huis, ek sê van Annetjie, joh, wat gaan ek maak? Sy sê, wel, ek weet nie, sy moet bid. En daar sê God vir my, jy gaan vir haar moet wys, wat is my liefde? So, ongelukkig, die volgende gebed wat ek in die dae daarna gebid het was, Here, hierdie kinders praat met my, en ek hoor wat hulle sê as hulle seer het. Maar ek wil voel, as 'n kind met my praat, wil ek sy pyn voel. Ek wil voel wat hulle my sê. En dis waar die trane deel gekom het. Want toe leer ek om mense se pyn te voel. Wanneer hulle met my praat. So, ongelukkig kan ek dit nie stop nie, dit kom maar niet. So, julle moet nou maar geduldig wees daar. Dis hoekom ek kan nou nie elke sondag gaan preek ook, verstaan? Maar dan gaan ons dan te veel snot en traan nie. Maar oké, kom ons kyk. Hoeveel gebeur slegte dinge met ons? Wat het ons verkeerd gedoen? Wie het dit verkeerd gedoen? En daarvoor moet ons teruggaan na die heel begin toe. Heel aan die begin. Toe God hierdie aarde geskaap het. En hy het 'n wonderlike plek vir die mens gegee, vir Adam en Eva om in te bly, sonder sorge, sonder whatever. En het 'n hele tuin geskep, en in hierdie tuin het hy 'n boom gesit, een boom. En ek meen, 'n tuin, of paradys is deurtrek met plante, hulle kon eet en maak net wat hulle wil. Daar was een boom, moet net so groot sign op wat gesê het, moenie van hierdie boom eet nie, jy sal verseker doodgaan. Dis al, hulle moes daar wegbly. Dis daar waar die fout gekom het. Ons kan die God vandag blameer, oor dinge moet verkeerd gaan nie, oor mense doodgaan, oor ons geliefdes doodgaan nie, oor ons mense verloor nie, oor ons kinders verloor, oor kinders seer gemaak word. Dit is nie sy skuld nie. Dit het by ons begin. Dit het by die mens begin. God het ook aan die ander kant gesê, hy het die mens na sy beeld geskape. Dis die doel hoekom jy hier is. Hy het die mens na ons beeld geskape.
God Vader, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy het gesê, kom ons skaap die mens na ons beeld. So jy is 'n goddelike wese. En toe hy Adam en Eva in die tuin gesit het, somewhere in Genesis hier op die bladsy, het hy vir Adam en Eva gesê, gaan heers en gaan vermeerder, wees vrugbaar en vermeerder. Toe sou hulle al vermeerder het, voordat hulle nog by die boom gekom het, wat die groot sein opgehad het. Toe het hulle al geweet, hulle gaan hierdie aarde volmaak. Hoekom sou hulle hierdie aarde volmaak? Dit klink vir jou, ek praat deur mekaar, hierdie hele ding gaan by mekaar kom. Hoekom sou hulle hierdie aarde volmaak? Want toe die Here, toe God met Moses op die berg gestaan het, en die Israeliete, hy was gatvol vir hulle, hy was moeg vir hulle. Hulle het gemoun en gemoun en gemoun en gemoun oor alles. Hy was tussen hulle, hy was saam met hulle. Hulle het aangehou moun en Moses staan op die berg en praat met God. God steek Moses in 'n grot of 'n gat of 'n klip weg en hy sê, ek gaan by jou verbystap. Die aarde bewe. Dit voel soos 'n aardbewing, God se teenwoordigheid. Aan die onderkant bou hulle 'n kalf. Hulle voel hierdie aardbewing terwyl God moet Moses praat op die berg hier by hulle. Aan die onderkant bou hulle 'n kalf. Hulle het net aangehou en God was moeg vir hulle. En Moses sê vir God, jy kan hulle nie vernietig nie. Want dan sal al die ander nasies van die wêreld sê, jy die volk waarmee jy verbond het vernietig. Wees hulle genadig. En God sê, ek sal hulle genadig wees. Maar die woorde wat in die Bybel sê, is dit. En dis die doel hoekom jy op hierdie aarde is in die eerste plek. En dan gaan ek vir jou sê, hoekom slegte dinge met jou gebeur. Die woorde wat God daar sê is, so waar as wat ek lewe, God sê dit, so waar as wat ek lewe, sal ek hierdie aarde met my heerlikheid volmaak. Wat het hy vir Adam en Eva gesê? Gaan vul die aarde, wees vrugbaar en vul die aarde. Jy is God se heerlikheid op hierdie aarde. Dit was jou doel hoekom jy geskape is. Dis die enigste rede. Jy is nie hier vir jou werk nie, jy is nie hier vir jou gesin nie, jy is nie hier vir jou kerk nie, jy is hier vir God se plan. Dis die bottom line. Jy is nie belangrik vir jouself nie, al hierdie idees oor jouself wat jy het, moet jy aflê en vergeet. Dis die duiwel wat in jou kop sit. Jy moet nederig raak en jy moet verstaan, dat God is alles in jou lewe. Jy kan hom nie 10% of 2% van 'n week gee en in 'n kerk kom sit en verwag hy moet 100% van jou probleme uitsorteer nie. Jy moet jou lewe daar volgens inpas. Jy moet nie ewe skielik hoogheilig raak nie. En nou moet blinddoeke rondloop en jou hande toedraai en lappies en ja, goed vat nie, weet daai tipe goed nie. Jy moet net lewe, God se glorie uitlewe. Nou right, kom ons gaan terug na die sign toe, hoekom gebeur. Toe hy nou vir hulle gesê het, gaan bly in die tuin en raak meer. Ek weet nou nie, voor die sondeval en na die sondeval, wat sou die verskil van dit gewees het nie, maar ja, hulle moes nou vermeerder, ek weet nie hoe sou hulle dit reg gekry het, of het maar dieselfde ding sou gewees het, nie neem ek aan. Dieselfde gedade en die goeders wat daarmee gepaard gaan. Ek weet dit, hy het later gesê, jy sal moet pyn jou kind in die lewe bring. So obviously sou dit voor die tyd nie so gewees het. Maar oké, hy gee toe vir ons 'n keuse. Hy is 'n regverdige God en hy gee vir ons 'n keuse. Van hierdie boom moet jy nie eet nie. Ons eet van hierdie boom. Hierdie boom is die boom van kennis, goed en kwaad. In 1 Korintiërs 1 vers 21 sê God, oorspronklik was my idee nie dat julle my moet leer ken, deur kennis nie. Julle moes nie gaan swat het, Bybelskool toe gaan, boeke opswat, in die universiteit sit om my te leer ken nie. Jy moet net elke dag 'n verhouding met my hê. Jy moet elke dag stil sit, jou oë toe maak, in jou kar ry, met my praat. Elke oomblik wanneer ek moet smokie praat of met ander ou foon, moet my optrede wees soos wat 'n kind van God sou gepraat het of geleef het. En dit is die heerlikheid van God wat ons moet uitleef. Dit is die doel wat ons hier gehad het, of wat ons nog steeds het op hierdie aarde, is om sy heerlikheid uit te leef.
So die doel was nie, ons moet gaan swat en leer hoe om God se lewe uit te hoe om God uit te leef, of die gospel uit te dra, of die Here se naam uit te dra nie. Jy weet, as jy vanmôre wakker word, dis in jou gebore, daar's 'n gat in jou siel, waar net God in pas. Jy kan dit gaan probeer vul met drank, jy kan dit gaan vul met, man, net wat jy wil. Ek het daai draaie geloop, jy maak dit met niks vol nie, behalwe God pas daar, soos 'n puzzle, presies, binne jou. Toe hulle nou van die boom eet, en Eva en Adam, en daar is al die moeilikheid nou los, en hulle word gesoek, julle ken die hele storie. Op 'n stadium by die, verder in die Bybel aan, by die toring van Babel, die probleem wat ek julle vergeet, ons probleem vandag, hoekom het sleg gaan met ons, is kennis, dis ons eie skuld. By die toring van Babel, sien God hierdie mense bou 'n toring, wat tot aan die hemel gaan raak, dit was hulle idee. Ek meen, tot vandag weet ons, hulle is nooit by die hemel uitgekom het nie. Baie van ons het 'n misplaaste idee van waar die hemel regtig is. Ons dink is daar bo, op 'n ander ding sê ek jou ander dag verduidelik, nie in 'n preekie, want ek kan die preekie, maar soos om 'n 4 staan sal ek jou verduidelik, dat die hemel is eintlik 'n dimensie net hier by jou. Want Jesus het gekom om jou voor te berei, dat hy in jou kan leef. Hy en God is een, so God bly ook in jou, Jesus is ook in jou. Dis die ander openbaring wat Paulus gehad het, Christ in you, dit is jou oplossing, dit is jou oplossing vir al jou probleme, maar kom, ons gaan nie daar gaan nie. Kennis is 'n probleem, toe hulle bou hierdie toring, en God sê, ek sal die mense se taal moet verander, sodat hulle nie verder kan mekaar verstaan nie. Nie oor dat hulle regtig tot in die hemel 'n toring gaan bou, of hoor as watter toring ook ons op die stadium gebou het. Ek meen, hy was seker maar die helfte van hy hoogte. Maar, omdat God geweet het, op daai oomblik, en dit staan so geskryf daar, nou sal niks hulle meer keer nie. Nou sal niks meer die mens keer nie, want hulle het besef waartoe hulle in staat is. So, as jy iemand, 'n geliefde aan kanker afgestaan het, dis nie God wat gesê het, pomp al die gifgasse, spuit al die groente met, daai goed was perfek vir die tyd, met gif en gifstowwe, en jy het 'n pel wat 'n been verloor het op 'n bike, dis nie God wat gesê het, bou 'n motorfiets nie, alhoewel dit baie lekker is, hy het nie gesê, bou 'n kar nie, dit was nie sy idee gewees nie. By die toring van Babel, aan die begin het ons aan die boom van kennis goed en kwaad, en kennis is ons ondergang. Kennis is dit wat hierdie mensdom gaan vernietig of tot 'n val gaan bring, as ons nie terugkom na God toe en op hom konsentreer. Dis waar ons probleem lê. Dis waar hartseer lê, dis waar, die ander ding is, as ons nou daarvan praat, is die dood. God het geen behaag in jou dood nie. God besluit nie oor dood nie. En daar is 'n goeie voorbeeld wat ek daarvan het, as ek dit net kan kry. Esegiel 18 vers 32. Ek het geen behaag in die dood van 'n ander nie. Bekeer julle en leef. Ons staan baie keer in kerke as daar 'n begrafnis is en dan sê die dominee, dit het God behaag om broeder Piet Pompies van ons al weg te neem. Behaag beteken, en dis nie my preek hierdie wat ek hier preek nie, dis nie wat ek, dis wat iemand Niels Labuskag nie gepreek het, en dit was my groot openbaring. Dit het God nie behaag nie, want behaag beteken genotvol. Dit was nie vir God genotvol. En hier sê hy, niks het my, maar dit het my nie behaag om enig iemand se dood te sien nie. So hy is nie die oorsaak daarvan, hy is nie die oorsaak van jou pyn nie, hy is nie die oorsaak van die toestand waarin jy is nie. Wat dit wel is, hy is die antwoord vir die toestand waar jy in is. Jesus aan die kruis het gesorg, dat as het swaar gaan met ons, laat ons kan opkyk na hom en kan vra, maak ons sterk, laat ons hier deurkom. En laat ons iets daaruit leer. Baie mense sê, dit klink soos 'n cliché as jy sê, laat ons iets daaruit leer, maar dis ook nie 'n toets wat jy gaan skryf nie, want ek dink nie God sal jou die toetse laat skryf nie. Ongelukkig het ek die laaste tyd geleer, en baie mense sê vir jou, ek het gedink, ek gaan nie daar praat nie, maar ek gaan, baie mense sê vir jou, ons soek die duiwel onder elke bos,
Hy is onder elke bos, ek is jammer om jou te sê. Jy 'n sommetjie wil maak om jou brein daarom te kry. As Lucifer met 'n derde van die engele uit die hemel uit is, en elke mens op hierdie aarde het 'n legioen engele wat aan jou toegestaan is, en die 6 biljoen mense op hierdie aarde, en 'n derde van hulle is demone, en whatever, daar is dit amper sê engel onder elke bos, daar is engel ook onder elke bos, maar ja, daar is 'n duiwel onder elke bos. Hy het gekom om te slag en te steel en te verwoes, dit is sy doel. Jesus het gekom om lewe te gee. Hy behaag hom nie daarin om jou mense, jou geliefde dood te maak nie. Hy behaag hom nie daarin dat 'n kind moet verkragt en verniel word nie. Hy behaag hom nie daarin nie. Dis Satan wat dit beplan. Jy het 2 keuses, daar's 2 keuses in hierdie lewe. En ek sê weer, moenie hoogheilig word vandag, of niemand verwag van jou om hoogheilig te word. Maar verstaan wat ek jou vandag sê. As jy nie Jesus Christus 100% in jou lewe het nie. Ek praat nie van, jy moet nou loop en bid van vanmorgen tot vanavond, 'n verhouding soos wat jy, 'n verhouding met jou vrou het. Jy het haar leer ken, dit het tyd gevat vir jou om haar te leer ken. Dit gaan jou tyd vat om Jesus te leer ken. Jy gaan nie oornag alles in jou lewe uitsorteer nie. Ander ding wat ek aan die begin wou gesê het, baie van ons sit hier, baie vrouens en, ek het 'n hart vir vrouens en hulle seer wat daarmee saamkom, dit is so onnodig. Dit is regtig so onnodig. En ek verstaan die duiwel se taak agter dit alles. Die Here het dit vir my gewys, ek gaan nie daaroor praat nou nie. Hoekom hierdie slegte dinge met kinders gebeur, en dit is absoluut sy plan. Jy kan enigiets van hom sê, soos Kobus sê, jy kan enigiets van hom sê, maar hy is nie lui nie. Satan is nie lui nie. Al hierdie planne doen hy van jare terug af. Niks is niet vir hom nie. Ons word gebore en ons gaan dood. Hy het 20 planne wat hy oor en oor gebruik. Hy het hulle tot perfeksie. Hy het hulle tot perfeksie beplan. Die foutjies wat hy al gemaak het, het hy eeue gelede uitgesorg. So jou kans is 0 as jy nie vir Jesus in jou lewe het nie, om jou sterk te maak en toe die help daarteen nie. As julle die vrouens is en mans ook, en jy voel jy moet met iemand praat, ek is daar en Albert is daar, maar Angela is daar. Dis haar werk. Dis waarvoor die Here haar geroep het. Dis haar roeping. As jy vriendin het wat 'n probleem het, dis haar roeping, dis haar werk, dis waarvoor sy is. Dis waarvoor God haar wil gebruik. Bella, en ek is seker, dis hoekom sy vanmôre trane aan haar oë het. Want sy voel mense se hartseer wanneer hulle met jou praat. Sy weet hoe voel dit, en sy weet hoe om te luister. Sy praat baie, maar sy weet hoe om te luister. Dis verseker. So ja, daar is 'n duiwel onder elke bos. Dis ons skuld volgens my, as ek die Bybel reg lees. Laat ons sit waar ons sit vandag, en ons blameer God daarvoor. Ons oplossing vir hierdie probleme is, dit is van jou gewoonte sondetjies wat jy elke dag doen. Dit is van, ek wil nou sê rook, maar okay, rook gaan jy nou nie hel toe vat nie. Net solank jy nie rook nie, maar die sigaret rook, jy rook gaan as jy moet nat gooi, want dan brand jy. So laat jou sigaret rook, dit gaan jou nie hel toe vat nie. Maar dit gaan jou laat ruik of jy die hel uitkom, ja. Maar ek dink nie, jy gaan hel toe gaan vir dit nie. Miskien gaan die gees van addiction wat oor jou is vir jou later 'n probleem wees, want dis hou vas wat op het, maar sorteer dit op jou tyd, uit jou tyd uit. Elke probleem in jou lewe is daar 'n ding wat die duiwel 'n plan mee het. En gelukkig is die Heilige Gees baie gentle en baie rustig om hierdie goed uit te sorteer vir jou. Die grootste oplossing, of die grootste openbaring wat ek gehad het, was Jesus in jou. Christus in jou. Ek het onder andere klompies daaglikse sondes wat ek gehad het, wat ek mee kon deel, uitgesorg met hierdie een. Toe ek het besef. Toe ek die versie lees en Paulus sê, die geheim van alle eeue, wat geheim was, is nie meer 'n geheim nie, dis uit, dis in die openbaar. Ons moet die lig in ons kop aansit. Christus in jou. Van daar af, toe hoef ek nie meer die teksies te speel af te slaan nie. Dan kan ek net sê, Jesus asseblief,
Jy is in my, dis jou probleem. Ek kyk sommer, ek draai om, maar wys ek hom net so. Swart hom net uit. Ek was Vrydag saam Charlene in 'n ou se huis wat die eerste dag toe ek hom, ek ken hom al baie lank. Hierdie ou ry, hy is oud, hy is 70, 75, 80 jaar oud. Klomp geld, skatryk, ry Mercedes, 'n BMW, whatever. Dan sal hy in die strate op en af ry, dan sal hy by die kinders stop, 13, 14, 15 jaar oud, wat op die strate werk, kinders wat klaar op heroïne is, wat klaar verslaaf is aan drugs. En dan sal hy die kinders oplei en hy sal hulle, vir hulle huis toe vat en ek raak skoon net asem uit so kwaad raak. Hy sal hulle huis toe vat en hy sal hulle misbruik, hy sal hulle drugs koop, hulle sal vir weke daar lê. Hy sal foto's van hulle neem, hy sal, verstaan jy, al hierdie perverse, siek goed sal hy doen. En ek het altyd gesê, as ek die geleentheid kry, as ek die geleentheid kry, ruk ek sy gordel uit. Ek wil voel hoe loop sy bloed oor my hande. Ek wil voel hoe loop sy bloed oor my hande. En eendag sê Charlene vir my, stop. En ek trek af en ek stop, en sy spring uit. En ek kyk sy en ek sê, dis mos die dollar. En ek klim uit, en ek kom aangestap, maar hy sit. Nou, in my tyd het ek 'n triek gehad. As ou my in 'n kar iets gesê het ek na hom toe gestap, dan vat ek sy safety belt, dan trek ek hom vas, terwyl ek buite staan. Dan kan hy nêrens gaan nie. Dan maak ek hom warm met die ander hand. Soos hy toe nou sit in die Mercedes van hom, sien ek die safety belt en ek kry daai selfde gevoel by my. En ek voel al hoe draai ek hy safety belt so om my hand en ek trek hom vas. En hierdie toppie gaan nêrens gaan nie. Vandag het ek vergeet ek is 'n Christen. Vandag is sy kans. En toe ek aangestap kom, sien Charlene my, sy staan aan die ander kant, en sy kom omgehardloop. En net die vrees in haar oë. En sy sê my, nee, moenie. Maar daai tyd het ek al my hand uit. En hierdie ou kyk so, en toe sy kyk, toe is my hand op pad na die safety belt toe. En al wat hy doen, hy steek sy hand uit en hy vat my hand en hy groet my. So, daar is my battery pap. En hierdie kind langs my sy oë en sy gesig sê toe vir my, ja, wel, ek is deur mekaar en ek is terug kar toe en ek gaan sit en sy maak klaar met klim ons ry. En ek is ontstel vir amper 2 weke daarna. En Vrydag sê sy my iets en sy sê stop goeie. Ry by sy yard in, stap in, soos ek instap voel ek die woede weer van vooraf. Ek dink vandag gaan ek in hierdie ou se huis instap. Ek gaan die geleentheid kry. Ek weet ek kan hom 'n papery slaan. En ek kan hom dan in die toilet afspoel. Ek weet ek kan, hy gaan daar pas. En ons gaan sit en hy begin praat en hy het 'n meisiekind wat seker nou 20 is. En sy het 'n dogtertjie van 4. Die meisiekind is op heroïne. Hulle twee is nou getroud. Hy het nou met haar getrou want hy sorg nou vir haar. Maar so koop hy haar drugs vir elke dag. Want dis jou was wat hy op hy het. Nou, as ons weet van foto's van 13 en 12 en 11-jarige kinders wat in sy kas is, kan ek net dink daarom 4-jarige dogtertjie wat in die huis is, wat daar aangaan. En hy sê hierdie woorde vir my, hy sê vir my, ek sal seker nie meer lang leef nie, maar ek het 'n trust en dit sal vir hierdie kleintjie sorg om te gaan leer en te whatever vorentoe. En ek sit met hierdie woede wat kook in my en die volgende oomblik toe hoor ek myself praat. En ek is besig om vir hierdie ou te vertel van Jesus. En ek sê vir hom, of jy 3 dae hoor het, of 6 maande, of 6 jaar hoor het, jy kan 'n impak op mense se lewens maak. Jy is in die posisie om 'n impak op mense se lewens te maak. Dit is jou voorreg om dit te doen. En toe groet ons en stappe uit. En ja, ek is nou nog nie oor het nie. Ek kan nie glo, ek het hom nie in die toilet afgekry nie. Maar ja, ongelukkig is dit hoe dit werk. En dis wat God met jou doen. Jesus in jou, bietjies vir bietjies. Bietjie vir bietjie. Leer hy jou hierdie goed. Hy leer jy om dit te verdra. Hy leer jy om dit te verduur. Hy leer jou om, ja, ek kon nie eers daar gaan nie, om die seer van ander mense te sien en hulle verwardheid en hulle verloor. En ek dink dis die ergste ding is om verlore te wees.
om nie iets hier om aan vast te hou nie. So, ek wil net gou vinnig 'n klein dingetjie met julle deel, ek is klaar, dis my boodskap wat ek wil vir julle bring. Soos ek sê, ek is 'n ou wat om op 'n raaivleisvuur makliker gesels as met 'n mic in die hand. Ons paadjie wat ons gestap het die afgelope tyd, ek en Annetjie, en Celine wat by ons kom bly het, en ek was baie slim vir baie mense, Grant. Ek het vir Grant baie raad gegee oor hoe om met sy kinders te werk. Ja, ek weet maar so. Tot ek 'n kind in die huis gekry het. Toe weet ek nie meer nie. En ja, ek moes nou elkeen toe teruggaan. En elke mens van julle wat hier sit, elkeen het 'n invloed in my lewe gehad en 'n deel daarvan. En hoekom ek vandag hier voor staan. Van Adrian af wat saam met my van Jokkertjie af begin rook het en al die ander goed in die koshuis gedoen het. Ons kom baie langsaam. Ons is 'n groot maat van my. Ek het hom 'n bietjie afgeskeep die laaste tyd. Ek dink hy het my surprise toe vanmôre gaan stap. Ons het vir Celine het by ons kom bly en dit sy was amper soos 'n maatstaf in ons lewe, beide van my en Annetjie. Jy sê vir haar vandag 'n ding, sê nee, dis nie hoe mense optree nie. Hierdie woede in jou. Jy kan nie hierdie woede uitbarsting sê nie. Maar nou jaag die taxi voor my in. Nou moet ek ewe skielik stil bly, want sy sit langs my in die kar. Ek kan nie vir haar een ding sê en dit nie anders dat doen nie. So wat toe saam met kom is frustrasies party daar. En Desember maand wou ek saam met Freddy 72 kinders af wat see toe. My bakkie is gediens alles. Annetjie sê vervang die cambelt. Ek sê is nie nodig nie. Sy sê is nodig. Ek sê is nie nodig nie. Op die ouen vervang ek die cambelt. Daar staan die bakkie vir 4 maande. Waar ek die cambelt vervang het. Plek as ek 'n mechanic gekry het. Maar ja, my bakkie staan vir 4 maande van Desember al stikken. Ons ry vat Annetjie gaan saam Celine hospitaal te Pretoria Wes. Ek wil Mietjie gaan aflaai by die bus. Ry deur wat sy plek Marawa stad. Daar waar die binnelandse sake is en ek kyk vir my praat my suster en ek kyk terug en ek sien hierdie swart daan deur my venster. Ek gryp my steurel, ek gryp hom vas en ek sien hier kom die Okapi hierdie Landsburger gaan my steek en ek los die klats en ek ry vorentoe. En ek ry in 'n ander ou se bus vas wat die kruising so oorkom en ek skryf die camera af. En ek sit daar. Ek het nie 'n kar nie. My bakkie staan stikkend. Ek sê, Here, hoekom? Hoekom? En die Here sê vir my, onthou jy jou motorfiets? En my motorfiets? Jy wat ek vir Shorty gegee het? Hy sê ja. Net daar. En ek weet, ons gaan okay wees. Dit was maandag. Die vorige week voor dit, toe ek terug, kom 'n swarte by my, wil 'n tool leen, ek sê nee, die tool is duur, op die einde gee kom, ek ken nie over die kant af, ek gee hom die tool, hy vraag my, wat sou by die bakkie, ek sê nee, die cambelt, hy sê, hy het hom ken ek sê, ja, oké, sure, die Saterdag kom hy, probeer my help, ons kom hier reg, hy is daar weg. Toe gebeur die hijack nou, die maandag, die woensdag, kry Annetjie 'n e-mail van 'n vrou af. Die Here het met my gepraat, ek moet vir 'n kar koop. Nou bel sy vir my. Dus sy kom by die huis, sy sê vir my, die mense sê hulle moet 'n kar koop. Ek sê, maar, ek weet nie wat om te sê nie, sê maar net, ja, het is reg, ons sal het aanvaar, as dit nou so is, ons nie regtig keuse nie, ons sal het aanvaar. So, laat weet vir die mense, hulle vraag toe wat sy kar, ons sê, maar kyk, die Here het met julle gepraat, hou julle daarby. Die volgende Saterdag stuur hulle vir ons foto's, hulle het hierdie kar gekry, dink ons is alright. Dit die helfte van my kar se kilo's op, hy's, so dit is hy splinter nie, hy lyk splinter nie, dit is 'n awesome kar, hy is outomaties, ek kan lekker sit en ry met my hand op my pants, so ek voel nou soos ou man in my eie kar, is baie lekker, ek ry, dit is 'n awesome kar, en hulle stuur vir ons die foto's en sit neer, dis toe die konferensie aan is pas naweek by Bomshelter, ek stuur vir Grant 'n SMS, ek sê Grant, dis nou alles Saterdag, hier by 3 uur, kan ons 'n lift saam jou kry, 4 uur stuur hy vir my SMS terug, nee, my kar is vol, ongelukkig nie, maar as jy nie anders kan nie, sal ons 'n plan maak, maar ek sê, jy moet nie worry nie, ons kyk. Ek sê die foon neer, klaar gelees, sê die foon neer, next moment hoor ek hoeter blaas. Hier staan 'n koelie by my hek. Hy is hier my kar reg te maak. Nou, wat ek nou vergeet het om te sê, die vorige donderdag, wat sy die e-mail gekry het,
toe daag die koelie by my huis op, toe ons op pad is ref toe. En die koelie wil my kar fix. En ek sê, maar jy kom hier my jaarte nie, jy kom hier naby nie, ek vertrast jou nie, jy's 'n koelie, jy's 'n moslim, ek trust nie moslims, ek hou nie van moslims nie, ek is 'n rasis waar dit met 'n moslim kom, ek wil niks van jou weet. En ek is kwaad, so kwaad dat ek amper 'n hartaanval kry op pad ref toe. Jag die koelie weg, gaan sy weg. So die volgende Saterdag is die koelie terug. Annetjie sê my, wow, kalmeer, gee die koelie 'n kans. Nou vat ek hy stoel vir my, nou sit ek op maar een kant onder die boom. Nou dink ek, koelie, wys jy my nou, hoe kry jy daai bout uit? Want as daai bout in die krenk afbreek, wat die fout was, ek was besig om die bout in die krenk uit te draai, maar hy was besig om af te breek. Nou as die bout afbreek, is dit so R6.000 skade. Ek dink, koelie, my bout afbreek vandag. Nou bly ek stel aan die boom. Hy sit die spinner op, hy draai en die bout klap. Celine sê nogal, hy is af. Ek sê nee, hulle praat hier onderlangs, hulle koelie taal en daar het hy weer die spinner op. Ek sê nee, hy sê af. En daar kom die bout uit. Die kerk begin 6 by Bomshelder Pretoria. Die koelie het 10:04 by my huis gestop. 5 minute oor 6, toe stop ek met my bakkie by Bomshelder Pretoria. Toe is hy reg. Dis dieselfde dag wat die vrou vir ons die foto's gestuur het van die kar wat ons gekry het. Ons ry Bomshelder toe, ons het nie petrol geld nie. Mietjie het R50, ons gooi dit in. Ons kom daar, die vrou Amelia praat daarvoor, hulle vra op volgende kom, ons sê nie, ons sal sien, ons weet nie, ons petrolsake uitswaar, dan sal ons kyk of ons daar uitkom. Annetjie staan en praat met iemand, die kom aan man, en hy druk R1.000 in die hand. Daar het ons petrol geld, en ons kan jene weer uit die hele naweek, en ons kan kos koop. So, ergens, wil ek nie sê ek het iets reg gedoen nie. Ergens, dink ek, het ek vir God plek gegee in my lewe, om sy plan te doen. Nie wat ek wil hê hy moet doen nie. Nie wat ek dink is die beste nie. Nie wat ek dink, wat sy job ek nou moet gaan doen nie. Nie wat ek dink, vir wie ek moet help of nie moet help nie. Ons het nou nie vandag hierdie boks hier uitgesit nie. Maar een van die bottom reels in hierdie lewe is, help jou medemens, help jou mede-Christen. Die Bybel sê, jy moet jou lewe aflê vir jou broer. Ons is nie daar nie. Nie een van ons is daar nie. Ons is nie daar nie. Ons cover ons eie gat is so goed nie. Maar waar het met ons chom is, ons sal gaan help tot op 'n punt waar het aan my familie begin raak, of verstaan jy, dan sal ons kop uittrek. En dis nie wat Jesus van ons vra nie. 100% toewyding. Ek sê nie ek het iets reg gedoen nie, ek sê nie hy gaan my aanhou bless nie. Ek gee sy getuienis van hoe groot is toe ek gedink het wat Angela vanmôre gesig het, toe ek op in stukke wou val, toe ek nou nie geweet het wat toe nie. En dit is wat Jesus van, ek dink vir elkeen ons kan doen. As ons om die geleentheid gee, as ons terugsit en ons parmantigheid, ons proud, ons eie ek van onsself af kan wegkry en onbelangrik raak en om los dat hy sy plan. Dis wat ek in die begin gesê het. Jy is hier oor hy dit beplan het. Dis al. Kom sluit gou die oë. Abba Vader, God, Dad, daar is soveel dinge wat ek gedink het ek vandag gaan sê. Ek weet nie wat ek alles gesê het vandag nie, maar ek dankie vir die geleentheid. Ek dankie vir die voorreg en die vertroue. Vader, ek vra dat die elke mens is hier wat is sal aanraak in hulle lewe in. Dat hulle die voorreg kan hê om te weet wat dit is om 'n verhouding met U te hê. Vader, soos die oggend toe ek wakker geword het en ek besef het ek is verlief, soos op skool verlief. En 'n uur later besef ek maar ek is verlief op Jesus. Soos in verlief, soos in die eerste keer wanneer ek op 'n girl verlief was. Vader, dat hierdie mense ook daai voorreg het. Dankie vir elkeen van hierdie mense wat hier sit, wat 'n inspraak in my lewe gehad het. Van kleins af, tot vandag toe. Seën hulle, Vader. Bless hulle daarvoor. Ons vra dit net. In die naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam. Amen. George, wil 'n koffie drink?